Welkom by ons volgende storie. Ek is so bly julle is hier en dat julle saam met ons gaan luister. Ons titel vir ons storie vandag is Kos wat nooit opraak nie. Ons geheelteksvers kom uit 1 Petrus 5 vers 10 en dit sê: God wat alle genade gee, sal julle self weer oprig en julle sterk maak. En die boodskap is, selfs al gebeur slegte dinge, weet ek dat God my liefhet. Kera was honger. Sy gesin was ook honger. Hulle 3 dae laas iets geëet. Hulle pappa was weg om iets te gaan soek om te eet, maar hy het met leë hande teruggekom. Ek is jammer, het hy gesê. Daar is niks meer rys oor in die dorp nie. Dit het vir baie maande nie gereën nie en sonder reën kan niks groei nie. Ons sal dalk vir 'n baie lang tyd nie kos hê nie. Net toe hulle dink dat hulle gaan sterf, het God hulp gestuur. 'n Trok met die woord Adra daarop geskryf, het die dorpie binne gery. Rys! Rys! Het die bestuurder geroep. Elke gesin mag 'n sak rys kry. God het elke gesin in die dorp genoeg rys gegee, wat baie dae sal hou. Gedurende die lang maande totdat die reën gekom het, het nog trokke hulle opwagting gemaak. Baie lank gelede het God ook op 'n spesiale wyse vir Elia gesorg. Dit het vir baie maande nie gereën in Israel nie. Die veld was bruin en dood. Kaalbome het soos geraamtes teen die warm lug afgeets gestaan. Die riviere en stroompies het opgedroog. Uiteindelik het selfs die spruitkrit, waar Elia weggekruip het van koning Agab, ook opgedroog. Maar God het nog steeds vir Elia gesorg. Gaan na Sarfat, het God gesê. Ek het vir jou 'n weduwee daar opdrag gegee om vir jou te sorg. Elia het Israel verlaat en meer as 100 kilometer ver gereis na 'n ander land. Daar, by die poort van Sarfat, was 'n weduwee besig om houtjies op te tel. Gee asseblief vir my bietjie water om te drink, het Elia haar gevra, en bring asseblief vir my 'n stukkie brood. Die vrou het omgedraai om die water te gaan haal, maar sy het gestop toe Elia vir brood vra. Ek het nie meer brood nie, het sy gesê. Al wat ek het is 'n handvol meel en 'n bietjie olie. Ek maak nou 'n paar houtjies bymekaar en dan gaan ek en my seentjie iets eet. Daarna moet ons doodgaan. Moenie bekommerd wees nie, het Elia gesê. Gaan maak dit klaar soos jy gesê het, maar maak eers vir my 'n roosterkoek en bring dit hier. Daarna kan jy vir jou en jou seentjie sorg. So sê die Here, die meel in die kruik sal nie opraak nie en die olie in die kan sal nie minder word nie, totdat die Here dit laat reën op die land. Die vrou was nie 'n Israeliet nie, maar sy het in God geglo en het haar geloof in hom geplaas. Sy het besluit om God te vertrou, dat hy aan haar behoeftes sal voorsien. En dit het gebeur net soos Elia gesê het, dit sou. Hy het saam met haar huis toe gegaan en sy het vir hom 'n roosterkoek gemaak. Van daardie dag af was daar genoeg meel en olie vir brood. Die meel en die olie het nooit opgeraak nie. Die wonderwerk wat God verrig het om Elia se lewe te red, het ook die lewens van die weduwee en haar seentjie gered. 'n Tyd daarna het die seentjie siek geword en gesterf. Die weduwee se eerste gedagte was dat God besig was om haar te straf. Wat het u teen my? Het sy uitgeroep in haar verdriet. Het u gekom om my te herinner aan my sonde en my seun te laat doodgaan? Natuurlik het God nie die seentjie laat sterf nie. God se genade bring die gawe van lewe. God se genade het hulle al 3 aan die lewe gehou gedurende die droogte. Elia het in die boonste vertrek gebly in die weduwee se huis. Hy het die seentjie opgedra na sy kamer en tot God geroep. O Here, my God, laat die lewe tog terugkom in hierdie kind. God het Elia se gebed verhoor. Die seentjie het weer gelewe. God gee om vir die probleme in jou lewe ook. Al gebeur daar soms slegte dinge, is God nog steeds lief vir jou. Hy wil hê jy moet op hom vertrou. Hy sal in al jou behoeftes voorsien, net soos hy voorsien het vir Elia en die weduwee van Sarfat.